Goeiemiddag julle. Baie welkom terug. Ons gaan nou vandag gaan kyk na die tweede deel van Openbaring 17 se misterie. Onthou julle ons het laas keer gesê dit is mos maar 'n baie ingewikkelde hoofstuk. Veral as jy hom lees, dinge maak nie baie sin nie. Nou veral daai dele wat nou nie sin gemaak het nie, vandag gaan dit nou 'n bietjie meer sin maak om te kyk hoe die mense gedink het. Maar voordat ons begin, kom ons sluit net gou die oë. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om verder in u woord te delf. Dankie Here dat niks vir ons verborge is nie, maar Here dat u alles in die lig bring deur middel van u woord en deur middel van u Heilige Gees wat vir ons wysheid skenk. Here gee vir ons asseblief insig in hierdie les sodat ons dit kan verstaan soos wat u dit eintlik bedoel, Here, en dat ons op ons hoede sal wees vir die dinge daar buitekant wat gebeur en dat ons nie mislei gaan word nie en dat ons so ook ons vriende en familie kan help teen hierdie misleiding. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay, goed. Ons kyk geval hierso in dag. Ons kyk gou eers na God se vertroue volk. Nou goed, eers na God se getroue volk. Nou goed, in al die 3 hoofstukke, Openbaring 12, Openbaring 13 en 17, waar ons die 7 gekoppige dier vind, is hulle in oorlog met God se volk. Nou die 7 koppige skarlakendraak. Kom ons kyk gou 'n bietjie na hom. Die 7 koppe op die draakdier word ook as 7 berge beskryf. In Bybelprofesie verteenwoordig berge koninkryke, né? En nie individuele of konings nie. Daniël, al daardie verse wat ek daarso gesit het. Dit beteken dat die 7 koppe op die 7 hoofde, 7 koninkryke moet verteenwoordig wat op die aarde regeer. En dit dan, ekskuus tog, dit op die aarde regeer het en deur die hoer of die prostituut, die afvallige godsdiens in beheer is, né? So met ander woorde, hierdie koppe word beheer deur die afvallige kerk. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk om dit meer sin te maak. Nou die volgende een is die rivierdraak. Daar word gepraat van 'n rivierdraak. Om die betekenis van die 7 koppe, dit is die kop wat water uitspoeg. Ons noem hom 'n rivierdraak. So ons gaan 'n bietjie dit ontleed. Openbaring 12. Om die betekenis van die 7 koppige draak waarop die prostituut sit te begryp, moet ons eers verstaan hoe die mense rivierdrake waargeneem het. Ons gaan nou die prentjie gaan nou sin maak. In die mitologie van die ou mense is berge beskou as die koppe van 'n groot kosmiese rivierslang of draak. Kyk maar hier in ons land het ons die Drakensberge, né? Soos wat lyk daardie vir julle? Lyk soos die binnekant van 'n draak, né? Lyk amper soos sy tande, die dragon teeth, soos die binnekant van sy mond en daar staan sy tande uit. Dis in die Drakensberge. Nou, volgens hulle pre-wetenskaplike wêreldsbeskouing sou die berge of die koppe water uitspoeg. Ons noem dit kopwaters. Wat sou afvloei in 'n rivierbedding of in 'n vallei dan verder sou vorm. So met ander woorde, kyk hierso, die Tugela rivier is een van hom. Tugela rivier begin op die Drakensberge. En nou hoe werk dit? Dis 'n groot fontein wat uitkom. En hierso spoeg hierdie draak, hierdie letterlike draak wat in Suid-Afrika nou eintlik is, spoeg hy dan nou water uit. En nou terwyl hierdie rivier, kyk nou gou-gou hierso, die Blue Dragon River in Portugal. Kyk hoe lyk hy van spys af. Dit lyk letterlik soos 'n draak, né? So terwyl hierdie rivier kronkelend in die vallei gedraai en gedraai het dit gelyk soos die liggaam van 'n groot rivierslang of 'n draak. Volgens hulle wetenskaplike beskouing het hierdie rivier sy oewers oorgeloop en vlerke het gelyk asof dit uitgesprei het toe dit in die vloedstadium was. Dis hoe die mense gedink het volgens die mitologie in daai tydperk. Dis net agtergrond. Kom ons kyk gou 'n bietjie van Jesaja 8 vers 7 tot 8. Net as 'n bietjie as 'n voorbeeld hiervan. Kyk, daarom sal die Here oor hulle laat opkom, die sterk en magtige waters van die Efraat, die koning van Asser en al sy heerlikheid, en hy sal bo al sy beddinge
styg en gaan oor al sy walle. En hy sal in Juda indring, instroom en oorloop, tot die nek en toe hy sal hy kom, en die uitbreiding van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o Immanuel. Soos wat die vlerke nou uitsprei, né? Dit is uiters belangrik om 'n gedagte te hou dat Openbaring 12, 16 en 17 op hierdie antieke konsep basies steun. In Openbaring kry die rivierdraak egter 'n simboliese betekenis. Nou goed, die berge of koppe simboliseer koninkryke en dit is nou nie daai koninkryke nie, net om dit by te sê. Okay, dit is net 'n 'n skematiese voorstelling van wat ons bedoel. Die berge of die koppe simboliseer koninkryke en die waters, met ander woorde, die liggaam van die draak. Soos wat ons mos nou hier gesien het, né? Die water is die liggaam van die draak, né? Dit is water. So die liggaam van die draak verteenwoordig dan die menigtes, die mense, die nasies en tale en al die volke. Dit is belangrik om te verstaan dat die nasies, menigtes, tale en volke eintlik die liggaam van hierdie draak hier vorm. Dit is die rede waarom die prostituut beskryf word as sy wat op die skarlakenrooi dier sit, sowel as op die water sit. Né? Sy sê mos hy het op die draak gesit en sy het dan op die water gesit. Dit maak mos nie sin nie, maar nou begin dit al die prentjie in te vul, né? Met ander woorde, die waters en die skarlakenrooi dier is uitruilbaar met mekaar. So sinonieme van mekaar. En die waters of die draak is skarlakenrooi. Hoekom? Omdat dit gevul word met die bloed van die heiliges van God se volk. Ons kyk gou vers 17. Openbaring 17 vers 6. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. Afsy. Nou goed, dit is van kardinale belang om te besef dat terwyl die koppe of die berge nou water uitspoeg, die draakdier lewendig is. Dis 'n belangrike konsep dit. Wanneer die koppe of die berge egter ophou om water uit te spoeg, is die draakdier dood. Die dier is dus lewend of dood, afhangende of die prostituut daar op sy kop sit en hom gebruik om God se volk te vervolg. So dit wil sê, wanneer die prostituut die konings beveel om hulle menigtes te beveel om God se volk te vervolg, lewe die draakdier. Wanneer die burgerlike magte demokratiese beginsels begin handhaaf en afsydig bly van die kerk, is die draakdier dood. Maak dit sin, né? Want dan is die kerk dan nie in beheer nie. Die kerk maak nie die wette nie. Kom ons kyk gou 'n bietjie uit die afgrond. Dan praat hulle ook daarso van uit die afgrond. Nou die draak van Openbaring 17 styg uit die afgrond op en die afgrond is die ryk van die dooies. Kom ons kyk gou 'n bewyse daarvan. Romeine 10 vers 7. Wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? OK. So in Openbaring 20 vers 1 word Satan met 'n dodelike wond in die afgrond gewerp wanneer hy nie die heersers kan gebruik omdat hulle dood is, né? Omdat hy dood is. Nou Satan kom dan basies uit hierdie afgrond op wanneer hy weer in staat is om die konings te gebruik om sy doelwitte te bereik omdat hulle opgewek is. Nou die dier se laaste 3 stadiums. Kom ons kyk gou na die laaste 3 stadiums. Die dier uit die afgrond het 3 opeenvolgende historiese stadiums. Eerste een is, kom ons lees gou hierdie verse. Maar lees hom so saam met die rooi ook sodat ons kan verstaan die tydsperke wat daar is want dit is belangrik. Die dier wat jy gesien het, was verlede en is teenwoordige tyd, nie en sal toekoms uit die afgrond opkom, na die verderf vaar en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. As dit die eerste keer in jou lewe is wat jy daai vers lees. Rihanna, wat sê dit vir jou? Wat sê daai vers vir jou? OK? Maar dit daar's as jy hom vir die eerste keer in jou lewe lees, dan gaan dit nie vir jou sin maak nie, né?
Want hierso sien hulle die dier wat was en wat is en nie sal wees nie. So dit wys nou daar's 3 tydperke wat hierso aangedui word. Okay. So die eerste enetjie is dit was. Met ander woorde dit is verlede, nê? En dit is nie is teenwoordig. Is mos teenwoordige tyd en sal is toekomstige tyd. Okay. Vers 10. En hulle is 7 konings, 5 het geval verlede en 1 is teenwoordige tyd. Die ander een het nog nie gekom nie, toekoms en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Is nogal lekker die mekaar as jy hom so lees, nê? Nee. Okay, goed. Met ander woorde dieselfde tydperke word beskryf as 5 het geval. Het geval. 1 is, met ander woorde 1 is nou aan die gang en daar is nog een wat nog moet kom. Né? Nee? Dis die 3 goeters daarso. Nou vers 11. En die dier wat was verlede en nie is nie, teenwoordige tyd, is self ook die 8ste toekoms en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. Dit is nou iets wat jou baie te mekaar maak, né? Nee? So daar is 'n bietjie tyd hierso wat aangespandeer word. Kom ons kyk bietjie daarna. Kom ons kyk bietjie. Let wel. Die dier was gedurende die 1260 jaar van pauslike heerskappy. Dit is nie, hoekom nie? Want die dier het 'n dodelike wond gekry. So met ander woorde, hy op hierdie huidige oomblik is hy dood, né? Nee? Dit sal wees. Hoekom? Omdat die dodelike wond genees sal word en die hele wêreld hulle agter die dier sal aanbonde. Nou die koppe van die draakdier regeer nie gelyktydig nie, né? Maar agtereenvolgend. Die koppe word een vir een gewond soos elke burgerlike mag van die tonele afgaan. As jy mos nou sulke teikentjies het, jy skiet mos eers daai en dan daai en dan daai en skiet hom mos so in hulle volgorde. Dis nou maar dieselfde, dis maar soos teikens skiet hierdie. Okay. Ons weet dit om ten minste 2 redes. Dat die een kop die koppe word een vir een gewond. Nee, kom ons kyk gou hoekom sê ons so. Eerstens, die argeologiese opgrawings, iets baie interessant. Hierdie antieke opgrawing van Tel Amar, 'n silinderseël van Tel Amar in Mesopotamië. Nou Mesopotamië is in ou tydse Irak gewees, in antieke Irak. Dit beeld 'n 7-koppige draak uit. Daarso sê hy, né? 7-koppige draak. Kyk daar. 1 2 3 4 5 6 7. 'n 7-koppige draak wat in konflik met 2 gode betrokke is. Een voor en een agter. 4 van hierdie koppe wat deur 'n spies deurboor is, 4 van hulle, né? Word hangend getoon en is nie meer in konflik nie. Maar die ander 3 koppe, daardie 3 is steeds regop en hou die stryd vol. Okay. Tweedens, as ons gaan kyk na Openbaring 12 vers 15. Kom ons lees vir die vers dan verduidelik ons. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. Okay, common sense. Wat staan daar? Hoeveel bekke? 1, want dit word genoem bek, nie bekke nie, né? 1. So volgens hierdie een verduidelik dat slegs een mond op enige tyd gegeewe tydstip vir volgende waters uitspoeg. Daarbenewens sê Openbaring 13 vers 3, 5 en 6 vir ons dat net een kop van die 7-koppige dier die dodelike wond gedoen het. Okay. Kom ons kyk gou wat is die betekenis van hierdie die 7 koppe van die draak. Goed, na die beste van ons huidige wete verteenwoordig die 7 hoofde die volgende opeenvolgende burgerlike koninkryke wat met afvallige godsdiens verbonde sal hou. Eerstens, wie's daai? Babylon, nes ou Nebukadneser, Babylon. Tweede kop is Medes en die Perse. En toe wie kom toe en bewind? Die Grieke. En toe na die Grieke toe kom die Romeine. En toe kom die burgerlike magte van Europa met sy 10 horings onder die beheer van die pausdom. Daarso nê. En van daarso af, die 6de een, die burgerlike magte van die Verenigde State onder die invloed van afvallige protestantisme. Net ek het sommer nou net so 'n pastor daarin gesit.
En dan die 7, die burgerlike magte van die hele wêreld wat opstaan onder die leiding van die prostituut, sal God se volk vervolg soos in die verlede. So daai is die 7 koppe. En sien julle, lewe Nebukadneser nog? Nee. Lewe wat hierdie knaap ou Alexander, lewe hy nog? Nee. So dis hoekom sy kop is dood. Daai kop van die draak is dood. Daai kop van die draak is dood. Hierdie een het 'n dodelike wond gekry, nê? In die dodelike wond hierse word hy weer herstel, nê? So sien julle dat elke kop lewe op sy eie tyd. Ou Nebukadneser kan nie saam met hierdie ou leef nie, want dan sit 'n golery, nê? Okay. Kom ons kyk gou-gou na die vlerke. Hoewel Openbaring 17 nie die simboliek van die vlerke gebruik nie, sal dit goed wees om te let dat die geval van koning Sanherib in die land van Judea in Jesaja 8 vers 7 en 8 vergelyk word met die oorstroming van die magtige Efraatrivier, soos wat ons nou gelees het. Hierdie rivier, as hy in vloedstadium is, word vergelyk met die draak wat sy vlerke uitsteek, soos wat ons daar gelees het, né? So dan is hy mos in vloed. Onthou, 'n rivier lyk soos 'n draak, dis hoe die mense dit gesien het. So as hy oorvloei het, dit gelyk prille asof die draak sy vlerke oorstreek. So wanneer dit gebeur as hy in vloedstadium is, wat beteken dit? The waters of persecution flow. Dis basies wat dit beteken. Kom ons kyk gou na hierdie 10 horings. Okay, daar's 'n stukkie wat ons nou gelees het ook daarso. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die 10 horings. Die 10 horings word gevind op die kop van die draakdier van Openbaring 12, op die kop van die seedier in Openbaring 13 en die kop van die skarlakenrooi dier van Openbaring 17. Dis nou waar hierdie 10 horings gevind word. Terwyl die 7 koppe agtereenvolgens regeer die 10 horings gelyktydig. Okay. Kom ons kyk gou. Nou goed, dit word duidelik gemaak deur die feit dat al 10 horings gelyktydig. Okay, goed, dit word duidelik gemaak dat die feit dat al 10 horings gelyktydig op die 7de kop sal regeer, wanneer hulle die koninkryk dan nou basies ontvang. So met ander woorde, wanneer die dier uit sy doodswond gaan opstaan, dan begin daai 10 saam te regeer. Kom ons lees gou vir die vers. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Nou die 10 horings is simbolies van 10 konings. En die 10 konings verteenwoordig die konings van die aarde en die hele wêreld. So dis nie 10 spesifieke konings nie. Ons sit nou hier en raai nie van wie kan hierdie 10 wees? Want jy sê weet jy wie's 2 van hierdie 10? Nee, dit verteenwoordig al die regerings van die wêreld. En dan gaan dit nou ook bewys hoekom ons so sê. Dis een ding, mense probeer Openbaring lees en dan vat hulle alles te letterlik op, sonder om die res van die boek te gaan lees en sien, dis eintlik wat dit met die getal 10 beteken. Okay. Openbaring 16 vers 14. Kom ons lees hom ook gou saam. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog wat daardie groot dag van die almagtige God. Sien, dit is almal. Dis almal. Dis 'n hele groot menigte wat hulle daar so bymekaar bring vir dit, né? Openbaring 17 is 'n verduideliking en 'n uitbreiding van die laaste 3 plaae van hoofstuk 16, soos ons nou gesien het. Kom ons kyk gou op die algemene temas daarvan. Eerstens kry ons vir Babylon, daar's ons 'n gedeelte, dan kry ons die waters, dan praat ons oor die konings, né? En dan die opdroog van die waters op die Efraat en dan die oorlog en Christus se oorwinning. Dis basies 'n opsomming van wat daai laaste gedeelte van die laaste 3 plaae, né? Ons kyk gou eers nou na die getal 10 om nou 'n bietjie meer te kan verstaan wat bedoel hulle, hoekom staan 10 konings? Waar kom dit in? Moet ons verstaan dat daar net 10 nasies in die wêreld sal wees wat een verstand sal hê? Nee, natuurlik nie. Onthou dat die 3 bose geeste, die konings van die aarde en die hele wêreld bymekaar maak vir hierdie finale geveg, né? Die getal 10 is sinoniem met almal.
Kom ons kyk gou 'n bietjie 'n paar Bybelverse om dit dan te bewys. Genesis 24 vers 10. Waar hulle dan vir ons sê, ek gaan hom net opsom, dan kan jy hom lees. 10 kamele is simbolies van al Abraham se goedere. Lees gou vir ons. Die dienare het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy heer by hom. Het Abraham net 10 kamele gehad? Nee. En wat van hierdie een? Lukas 19 vers 13. 10 dienaars is simbolies van al Christus se verklarende volgelinge, ekskuus. Kom ons kyk of dit die waarheid is. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Is daar net 10 mense wat Jesus geroep het as sy diensknegte? Nee. Wat van Daniël 1 vers 20? Die jong manne was 10 keer beter. Hulle kon dit presies sien, daai is 1 keer beter, daai is 2 keer beter, 9 keer, 10 keer beter. Kon dit presies gesê wat beteken 10 keer beter? En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en die besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Nou hier's Daniël hulle en hier's 'n bietjie ander. Hy het dit darm maar so mooi geonderskei. En dan wat van hierdie enetjie? Matteus 25 vers 1. 10 maagde verteenwoordig al God se belydende volk, né? Die storie moet so gaan, daar's 10 maagde gewees. En Levitikus 27 vers 30. Wanneer ons 10% van ons inkomste gee, bely ons dat alles aan God behoort. 10 gebooie spreek die hele plig van die mens uit. God het nie meer by hulle bygevoeg nie. Die hele wet en profete word in die 10 basis opgesom. Nee, so verstaan ons nou as hulle sê van die 10 konings. Dis nie spesifiek daai ou en daai ou en daai. Nee, dis al die regerders, nê? OK. Nou almal op dieselfde bladsy. Kom ons kyk nou hierna. Hierdie konings van die aarde en die hele wêreld sal eengesind wees of op dieselfde bladsy wees totdat die woorde van God vervul is en God se laaste woord is: dit is verby. En dit is dan by die 7de plaag. So hulle sal almal mooi hierso by mekaar wees. Kom ons kyk gou wat sê die verse vir ons daarso, net om die twee te vergelyk. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het, dit is verby. Openbaring 17 vers 17, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van God volbring het. Nou sê ek dink nou geruk. OK, goed. Met ander woorde, wanneer hierdie woorde van God vervul is, wat gebeur dan? Dan sal Babylon wat eers verenigd is, sal nou Babylon verdeel word. Nou gedurende soortgelyk gebeure soortgelyk aan die wat by die toring van Babel gebeur het, sal nou plaasvind. Maar op 'n groot wêreldskaal, nê? Aangesien die verwarring het Babel die groot ekskuus vir julle, die gees van profesie. Kom ons lees gou wat die gees van profesie gesê oor die verwarring by Babel. Hy sê daar, confusion and dismay followed. All work came to a standstill. There could be no further harmony or cooperation. The builders were wholly unable to account for the strange misunderstandings among them. And in their rage and disappointment, they reapproached one another. Their confederacy ended in strife and bloodshed. Lightnings from heaven, as an evidence of God, displeasure broke off the upper portion of the tower and casting it into the ground. Men were made to feel that there is a God who ruleth in the heavens. Nee? So die 10 konings verteenwoordig die heersers van die Christelike wêreld wat onder die leiding van die afvallige protestantisme en Romeinse Katolicisme wat nou ineengevloei is, die menigte sal beïnvloed om 'n Sondagwet uit te vaardig of af te dwing. Wanneer dit gebeur, sal die konings almal op dieselfde bladsy wees, né? Nee? So al die res van die goeders, daar's twee kampe, né? Die een kamp sal
Almal saam wees. Daar gaan niks wees wat hulle verdeel nie. Die gees van profesie het die arrogansie van hierdie Babelbouers verbind met die finale Babylon. There are towers builders in our time. Infidels construct their theories from the supposed deductions of sciences and reject the revealed word of God. They presume to pass sentence upon God's moral government. They despise his law and boast of the sufficiency of human reason. Then, because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. In the professedly Christian world, many turn away from the plain teachings of the Bible and build up a creed from human speculations and pleasing fables, and they point to their tower as a way to climb up to heaven. Men hang with admiration upon the lips of eloquence, while it teaches that the transgressor shall not die, that salvation may be secured without obedience to the law of God. If the professed followers of Christ would accept God's standard, it would bring them into unity. But so long as human wisdom is exalted above his holy word, there will be divisions and dissension. The existing confusion of conflicting creeds and sects is fitly represented by the term Babylon, which prophecy applies to the world-loving churches of the last days. Nee, hoe lyk die kerke vandag? Presies wat hulle hierso gesê het, hierdie goeders is in die 1800s geskryf. Lyk dit presies dieselfde? Kan ons regtig waar staat maak op die gees van profesie? Nee? Wys dit vir ons alles dit wat geskryf is in die 1800s. Amper 200 jaar van tevore. Nee? Kom nou in tot vervulling. Dis fantasties. The so-called Christian world is to be the theater of great and decisive actions. Men in authority will enact laws controlling the conscience after the example of the papacy. Babylon will make all the nations drink of the wine of the wrath of the fornication. Every nation will be involved. Every nation will be involved. Of this time, John the Revelator declares they have one mind. There will be a universal bond of union, one great harmony, a confederacy of Satan's forces. Wat sê hulle? A new world order, a one world order, nee. And shall give her their power and strength unto the beast. Thus is manifested the same arbitrary oppressive power against religious liberty, freedom to worship God according to the dictates of conscience, as was manifested by the papacy, when in the past it persecuted those who dared to refuse to conform to the religious rites and ceremonies of Romanism. Nee, wat het die Second Amendment gesê? Elkeen het die vryheid om hulle God te aanbid volgens sy eie conscience, nee? En dit is hoe God dit ook wil hê. God wil jou nie forceer nie. Goed, nou die 10 konings sal regeer saam met die dier vir 1 uur lank, sê die Bybel. Hulle sal oorlog voer teen die lam, né? Hoe sal hulle oorlog voer teen die lam? Hulle sal oorlog voer teen die lam in die persoon van sy kinders, né? Now, as we approach the last crisis, it is a vital moment that harmony and unity exist among the Lord's instrumentalities. The world is filled with storm and war and variance, yet under one head, the papal power, the people under the leadership of the political leaders will unite to oppose God in the person of his witnesses. This union is cemented by the great apostate. Ek het nogal iets gehoor ook wat nogal baie shocking is. Hoe kan jy as 'n Christen wat kom ons sê jy gee 10% van jou dag. Kom ons maak dit nou wel. Kom ons sê jy gee 10% van jou dag aan die Here. Hoe kan jy as 'n 10% Christen staan teen 'n 100% devoted Satan? Né? Nou die oorlog sal nie direk teen God wees nie, né? Maar eerder teen God en die persoon van sy volk. Nou diegene wat sy volk aanraak, raak aan die appel van sy oog, so Sagaria 2 vers 8 ons sê. In Matteus 25
het Jesus vir sy getroue volgelinge gesê, deurdat julle dit aan een van hierdie geringstes, my broers gedoen het julle dit net sowel aan my gedoen. So as hulle aan jou raak, as God se kinders, raak hulle direk eintlik aan die Here, né? Soos 'n oorlog direk teenoor God, nie teenoor jou nie. Kom ons kyk gou hierso na die glorieryke klimaks van hierdie profesie. Dit vertel vir ons dat Jesus die konings van die aarde en die hele wêreld sal oorwin, omdat hy die koning van die konings en die Here van die Here is. Nou diegene wat met Jesus verbonde is geroep, hulle is uitgekies en hulle is getrou. Ons kyk gou wat sê vers 17 om dit te bewys. Of vers 14. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Nee, dis wat wie nou saam met hom is. Nou kom ons kyk gou hoekom die konings haat die hoer. Hoekom? Wat het hier gebeur? Dis nogal baie hartseer eintlik wat hier gebeur het, hoor. Die konings van die aarde en die hele wêreld sal nie altyd in 'n liefdesverhouding hê met die hoer wat hulle beheer nie. By die stem van God, wat is die stem van God? Wat hy sê, dit is verby, it is done, nee. Sal hulle te laat besef dat hierdie hoer en haar dogters hulle mislei het. Dan sal die konings haar begin haat en teen haar begin draai. Kom ons lees gou bewyse daarvan. Vers 15 tot 16. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer opsit en volke en menigstes en nasies en tale, en die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Goed, nou die politieke leiers sal die menigstes aanmoedig dan om teen die hoer en haar dogters te draai. Net so dieselfde wat jy nou aangemoedig om saam met haar te staan, moedig jy nou aan om teen haar te staan. Nou die koning sal haar haat en die waters sal op haar opdroog. Wat is die water? Die waters is die waters van vervolging. So vervolging teenoor God se volk gaan ophou hierso. 'n Toneel soortgelyk aan die Franse Revolusie sal gesien word, maar op 'n wêreldwye skaal. Die gees van profesie beskryf die tyd wanneer die waters van die groot Efraat sal opdroog. With shouts of triumph, jeering and imprecation, throngs of evil men are about to rush upon their prey. When lo, a dense blackness, aan die woorde die vyfde plaag, deeper than the darkness of the night falls upon the earth. Then a rainbow shining with the glory from the throne of God spans the heavens and seems to encircle each praying company. The angry multitudes are suddenly arrested. Their mocking cries die away. The objects of their murderous rage are forgotten. With fearful forebodings, they gaze upon the symbol of God's covenant, die reënboog nou, né? And long to be shielded from its overpowering brightness. Nou wil jy aan daai kant wees? Wil jy aan daai kant wees? Wil jy aan daai kant wees? The people see that they have been deluded. They accuse one another of having led them to destruction, but all unite in heaping their bitterest condemnation upon the ministers. Unfaithful pastors have prophesied smooth things. They have led their hearts to make void the law of God and to persecute those who would keep it holy. Now, in their despair, these teachers confess before the world their work of deception. The multitudes are filled with fury. We are lost, they cry, and you are the cause of our ruin. Dis wat hulle sê vir die priesters en profete en almal van daardie tyd, nê, wat hulle die pastors van daai tyd, nê? And they turn upon the false shepherds. So met ander woorde, the waters now avalanche themselves against the religious leaders. The very ones that once admired them most will pronounce most dreadful curses upon them. The very hands that once crowned them with the laurels will be raised for their destruction. The swords which were to slay God's people are now employed to destroy their enemies. Everywhere there is strife and bloodshed. Nou ek en JC het nou actually daaroor gepraat.
Wat sê dit hierso? As jy nou kom en jy gee vir mense 'n boodskapie, ag en die ou boodskapie is so mooi, dit streel jou oortjies. En jy stap jy uit en dink, "Ag, dit is so wonderlik, maar ek hou hierdie goed van jou weg. Ek weet hierdie goed, maar ek hou dit van jou weg." Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur met daai leraar of daai predikant? Dit gaan met hom gebeur. Hierdie mense gaan teen hom draai. Hulle gaan teen hom draai want hoekom? Dis jou skuld. Dis jou skuld dat ons verlore gaan. So weet jy wat? Ja, die kerke wat hierdie goed preek is min. Kyk uit ons klas. Mense wat belangstel aan hierdie boodskap is min. Maar as ons nou iets anders gehad het, how to improve your self-confidence. Veel mense sal hier sit, so met stoele dra, né? Nee? Met stoele dra. Dis sad, né? Nee. Ons kyk gou hierso na die finale opdroog van hierdie waters. Die 7-koppige draak van Openbaring 17 herinner aan 'n draakagtige wese genaamd die Leviathan. Interessant. Nou daar is 3 sleutelgedeeltes in die Ou Testament waar hierdie 7 gekoppe gemonste beskryf word. Ons kyk gou op Psalm 74 vers 10 tot 14. Oom Jacy, lees gou vir ons daai asseblief. Hoe lank, o God, sal die teenstanders smaad aandoen? Sal die vyand u naam vir altyd verag? Waarom trek u hand, ja, u regterhand terug? Trek of uit die boesem vernietig? Nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossing werk op die aarde. U het deur u sterke die see geskei en die koppe van die seemonsters op die waters verbreek. U het die koppe van die Leviathan verbrysel. U het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. Awesome. Die ander een wat ons lees is in Job 41. So gaan doen julle self 'n guns. Ek gaan lees Job 41. Daar word dit ook gesê. Ek ons kyk gou wat sê Jesaja vir hom. Jesaja 27 vers 1. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot waters is. Nee? Nou Johannes het nou van hierdie draak geskryf en Jesaja het geskryf. Hoe lank het hierdie twee van mekaar af geleef? Nee, presies dieselfde beskrywing, nee? Fantasties. Nou kom ons kyk gou 'n paar besonderhede. Nou 'n Leviathan of 'n Leviathan is 'n seedier, nê, met veelvuldige koppe. Hy het baie koppe en hy reageer oor die waters. Dis sy plek. Hy is 'n waterdier. En hy word ook in die vlugtige slang en 'n groot draak genoem, soos wat ons nou gelees het in Jesaja. Trouwens, die Hebreëse woord Leviathan beteken gedraai of opgerol. So wat ons mos gelees het van die rivier met sy kronkelings, nê? Leviathan is 'n dodelike vyand van God en sy mense, soos wat ons in Job sal lees, as jy Job 41 lees. Job is deur hierdie aardsvyand getuister. En dan ook, dit is ook die koning van die kinders van trots, né? Die Leviathan is die koning van die kinders van trots. Nou uiteindelik sal God die Leviathan uit sy natuurlike habitat uittrek. Aan die ander woorde uit die water uittrek en hom op die droë grond gooi. En sy koppe sal verpletter word. So wat ek altyd vir die jeug vertel ook, as jy nou vir God moet vat en jy sit met die Satan teen hulle en hulle is nou in 'n deal betrokke. Hoe kan jy die twee met mekaar vergelyk? God is soos Goliat, né? So groot soos Goliat, as ons nou so moet dink. En die Satan is soos 'n klein baba goudvisie wat jy uit die water uithaal en jy gooi hom op die grond en jy nou hoop dat hy nou Goliat se kop gaan afsny. Dit is hoe die krag van God teenoor die Satan is. Daar is nie 'n comparison nie. Okay, so dit is met ander woorde wat hier gebeur. Alhoewel die boek Openbaring nie die naam Leviathan gebruik nie, is dit duidelik dat hierdie draakdier van Openbaring 12 en die skarlakenrooi dier van Openbaring 17 die Leviathan is, né? Want hoekom? Hy's in baie waters, al die waters, die simboliek en alles is presies dieselfde daar, né? En wat noem Openbaring die duiwel? Hy is die ou slang of die ou draak.
Nou goed, al die besonderhede oor Leviathan in die Ou Testament smelt saam in die portret wat in Openbaring geskilder word. Die draak van Openbaring 12 word geïdentifiseer as die draak, die antieke slang en die ou Satan, né? Die naam Satan verskyn in Job as die vervolger van Job en Jesaja 27 vers 1 verwys na Leviathan as die draak en die vlugtige slang. So sien julle, dit is nou maar alles dieselfde, is 'n sinoniem vir dieselfde knap, om dit so te kan sê, né? Na die millennium, so met ander woorde na die 1000 jaar van vrede, né, sal die konings van die aarde weer uit hulle doodswond opstaan en die waters op die menigtes oreed om nou teen God en sy volk te gaan aanval. OK, ons gaan nog daarby kom. Dit is nou mooi daai goeters ook gaan verder verstaan. Nou goed, op hierdie stadium ry Satan persoonlik, dit is die enigste prentjie wat ek kon maak daarso. Ry die Satan persoonlik op die dier en nie die afvallige godsdienststelsel nie, né? Met daai tydperk nou, na die 1000 jaar. Satan sal die konings en die menigtes lok om die nuwe Jerusalem te omring en hulle sal soos die groot Efraatrivier in vloedstadium wees, sal dit weer probeer gebeur. Nou terwyl die politieke en militêre leiers gereed is om die stad te verdrink, openbaar God aan die menigtes dat Satan die groot bedrieër is en dat die konings en die menigtes teen hom sal draai. Voorheen was hulle almal eensgesind, né? Maar nou is Babylon besig om heeltemal uitmekaar uit te val. Soos die konings voor hierdie millennium teen die hoer en haar dogters gedraai het, sal die konings en die menigtes aan die einde teen Satan draai. Let op hoe die gees van profesie hierdie finale opdroog van die waters van die millennium beskryf. Sien, nou val hulle vir Satan aan. He, Satan, rushes into the midst of his subjects and endeavors to inspire them with his own fury and arouse them to instant battle. But of all the countless millions whom he has allured into rebellion, there are none now to acknowledge his supremacy. His power is at an end. The wicked are filled with the same hatred of God that inspires Satan, but they see that their case is hopeless, that they cannot prevail against Jehovah. Their rage is kindled against Satan and those who have been his agents in deception, and with the fury of demons, they turn upon them. Nou hierdie uitbeelding deur Ellen White word bevestig deur die prentjie wat in Esegiel 28 van vers 2 tot 10 waar die nasies hulle swaarde teen die bekende gerib Lucifer sal ontmantel. Kom ons lees dit gou. Esegiel 28 vers 2 tot 10. Mensekind, sê aan die vors van Tyrus, so spreek die Here, Here, omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het, ek is God, ek bewoon 'n gode woning in die hart van die see, terwyl jy tog 'n mens is en geen God nie, en jou hart gemaak het soos die hart van 'n God. Kyk, jy is wyser as Daniël. Alles wat verborge is vir jou nie te duister nie. Deur jou wysheid en deur jou verstand het jy vir jou rykdom verkry. Ja, jy het goud en silwer in jou skatkamers verwerf. Deur die grootheid van jou wysheid in jou koophandel het jy jou rykdom vermeerder en jou hart het hoogmoedig geword deur jou rykdom. Daarom, so sê die Here, Here, omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van God, daarom kyk, ek bring vreemdes oor jou, die geweldigste nasies, en hulle sal hulle swaarde trek teen die skoonheid wat jou wysheid verwerf het en jou glans ontheilig. In die skuil sal hulle jou laat neerdal en jy sal in die hart van die see die bittere dood sterwe van een wat verslaan is. Sal jy werklik sê in die aangesig van hom wat jou doodmaak, ek is God, terwyl jy tog 'n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor en geen God nie. Jy sal die dood van onbesneede sterwe deur die hand van vreemdes, want ek het dit gesê, spreek die Here, Here. Dis sy lof. Dis die Satan se lof. En as ons nie 'n pad saam met die Here stap nie, is dit ons lof, né? Dan gaan ons saam met hierdie Satan en saam met hierdie demone val. En wat gaan gebeur? Dit gaan te laat wees. Dit gaan te laat wees. So ons moet ons besluite maak terwyl ons nog kan. Maar kan.
Wie gaan vir ons afsluit? Wat sê jy van Jason? Ons liefdevolle Hemelse Vader, ons sê dankie dat ons 'n Skepper God het wat ons waarsku, wat ons liefhet, wat ons roep om hom te dien. O Heer, vanmiddag wil ons weer ons harte toewy aan U. Dankie o Heer vir die voorreg wat ons het om U woord te ken, te verstaan. Dankie vir die waarskuwings. Mag ons dit ook uitdra aan ander. Seën hierdie groepie saam, is ons gebed in Jesus naam en Amen.